Goeiemôre, dis 9 Oktober en tyd vir 'n bietjie live in die USA en refugee vrae en antwoorde. Eerste vraag, eerste ding is die Diversity Visa Lottery, die Visa Lottery. Hy is nog nie oop nie. Hy was al veronderstel om about die begin van die week oop te wees. Hy is nog nie oop nie, so as jy op iets klik wat jy dink jy wil ook vir daai program aansoek doen, moenie op enige iets klik wat wys hy sal oop of waar jy moet deelneem of so iets, veral nie as jy moet betaal nie. Daai ding is nog nie oop nie, ek sal almal laat weet sodra hy oopmaak en hy gaan net oopmaak vir 4 weke. So ook as jy kyk, die ding moet sê die Diversity Visa program vir 2027. Moenie invat wat sê 2026 nie. Daai program is al laas jaar toe. So die volgende een gaan wees 2027. Moet ek en my vrou apart SOI's invul? Nee, een per familie. Waar as jy geskei is, dan ek in sy eie ding. Maar onthou as jy getroud is en jy het kinders, jou gesin, een per gesin, een SOI per gesin. Hoe erg is die mediese ondersoek? Ek is 70 en ek het my longe is nie meer baie goed nie. Die mediese ondersoek kyk na jou general health, maar hulle doen x-rays van jou longe en kyk na TB. So as hulle nie iets op die x-rays op jou longe sien wat 'n probleem kan veroorsaak nie, dan sal daar nie 'n probleem wees met jou medies nie. So ek's nie 'n dokter nie. Ek kan nie sê wat se probleme jy met jou longe het of dit sal opduik op die x-rays en 'n blok sal wees vir jou om te kom nie. My seun is 25 en wil graag die army join sodra hy sy green card het. Kan hy dit doen? Baie beslis kan hy dit doen. Enige iemand wat oor 17, oor 18 is, oor 17 met permission van die parents, en oor 18 is, wat 'n green card, ten minste 'n green card het, kan die US military join, providing 'n paar goeders. Hy moet gesond wees, hy moet fiks wees, obviously, en dan ook hy moet EK-toetse slag. En dan is die afsny ouderdom verskillende ouderdomme vir die Army en die Navy en die Marines en die Air Force en die Space Force, almal verskillende afsny ouderdom. Die hoogste afsny ouderdom dink ek is 41 of 43 op die oomblik, ander is so 35. Kyk net op die website van die weermagdeel waar jy wil gaan, wat is die afsny ouderdom. Kan jy asseblief verduidelik wat is SNAP of food stamps? So, food stamps of die SNAP program is vir mense wat lae inkomste is. Nou, as jy aankom as 'n refugee, gaan jy op 'n SNAP program gaan, jy gaan op 'n food stamp program gaan, want jy het nog nie 'n inkomste, jy het nog nie 'n werk nie. Sodra as jy jou inkomste begin kry, jy begin 'n werk kry en jy gaan oor 'n sekere oor 'n sekere bedrag, jou inkomste 'n maand, dan stop die SNAP program, die food stamps. Jy het neem nie meer deel in daai program nie, maar solank jy onder 'n sekere inkomste is, sal jy dit kry. Waar koop ek ordentlike mieliemeel? Walmart, Kroger, groot winkels hier rondom jou. Jy kan mieliemeel op enige plek amper koop. Daar's nou nie, jy gaan nou nie sê Iwiza of whatever jy in Suid-Afrika koop nie, maar presies dieselfde goed. Ons koop ons sommer net in Walmart. Jy kan SA ingevoerde mieliemeel koop en baie meer betaal daarvoor, maar hoekom sal ek nie weet nie. Mieliemeel is mieliemeel, man. Hulle vat mielies en hulle grind dit. My kinders het nie vaksines nie en ek sien die Amish, hulle doen nie vaksines vir hulle kinders nie. Kan ek dalk die Amish join? Nee, jy kan nie die Amish join nie. Jy kan probeer, gaan jou baie lank vat. Die Amish is nie soos hulle soek ook nie, hulle reik ook nie uit om mense te kry om hulle te join nie. Jy moet deel van daai community wees. So as jy eendag die Amish wil join, gaan jy iemand in die Amish gaan jou moet sponsor. Dit beteken jy gaan tussen hulle moet gaan lewe, jy gaan hulle kerk aanneem, jy gaan hulle kerkdienste bywoon, jy moet hulle taal vlot kan praat. Dit is 'n dialek van German, die Pennsylvania dialek van German, vlot kan praat en jy gaan daar wees vir 'n hele paar jaar wat hulle sien jy kan nou leef en so, en dan eventually sal hulle jou in die community intrek. So, dis nie net van hy klop aan die deur, kan ek julle asseblief join nie? Nee, nie so maklik nie. So, jy moet daar gebore wees of deel van die community van die begin af.
in geboorte in. Praat ons so van die vaccines steeds. Onthou net die beperking van, lees maar die goeters, daar is goed wat sê op UCSI, as jy nie wil, as jy die vaccine refuse, moet die dokter vir jou kyk vir 'n waiver of daai tipe van dinge. Onthou net een ding, daar sekere vaccines soos polio en measles en daai goed wat ons kinders was gekry het. Jy kan vir hulle sê jy weier vaccines, maar jy is nie gegarandeer dat hulle vir jou sê okay, dan kan jy maar kom nie. Dit dink net daaraan, spesifiek as jy wil green cards doen, as jy is nie wil 'n green card kry. So dink mooi daaroor as jy wil sê jy weier enige vaccines. Die enigste vaccines wat jy moet kry is dan as jy nie het of bewys het nie, soos polio, measles, daai goed wat die kinders ons kinders was. Dan vra iemand, is Ohio 'n blou of 'n rooi staat? Op die oomblik is Ohio 'n rooi staat en hy kan verander met die volgende verkiesing. Weet, enige staat kan verander. Gaan op Google en tik jy in 2024 election map en hy sal sommer vinnig sien watter state is rooi en watter state is blou. Onthou net een ding. Ohio byvoorbeeld is 'n rooi staat. Dit beteken die meeste mense in Ohio het vir Trump gewout. Maar kyk na die stede in Ohio, byvoorbeeld Cincinnati. En jy weet, kyk groot stede in Ohio, dan gaan jy kyk jy net na hulle map, dan gaan jy sien, is flat blou. Want dis waar die grootste populasie van Democrats bly in stede gewoonlik. Waar die liberals bly. So onthou jy kan noodwendig, Tennessee is groot rooi staat, maar Nashville en Memphis is blou. Die meeste verkiesers daar. Net buitekant Nashville waar ek bly, is dit alles rooi, die hele staat rooi. 'n baie groot persentasie rooi. Maar as jy nou in Nashville self werk, gaan jy weet, jy gaan tussen baie liberals werk. Dis maar net onthou, neem dit in ag, as jy plek soek waar jy gaan bly en gaan werk. Het ons ook 'n CV nodig as ons vir ons interviews gaan by die ambassade in Suid-Afrika? Nee, het nie 'n CV nodig vir dit nie. Hulle gaan jou ander vrae vra. Niks verhoed jou om solank vir jou 'n mooi CV voor te berei met die supporting documents van jou kwalifikasies, want onthou as jy na Amerika kom, moet jy hier mense gaan sien vir onderhoude. Hulle gaan jou help om 'n CV aan mekaar te sit hier, so as jy aankom met al die inligting alreeds en supporting documents, dan gaan dit net makliker en vinniger wees om dit by mekaar te kry. Iemand vra, hoe werk huishuur? Betaal jy 'n deposit en dan maandeliks en betaal jy deposit vir utilities? Meeste plekke gaan jou deposit toe vra vir huishuur of apartment hier. Hulle noem dit nie flats hier so nie, hulle noem dit apartments of townhouses of een van daai tipe van ding. Ja, jy gaan 'n deposit betaal. In party plekke kan jy huur vir 6 maande, ander wil hê jy moet sign 'n kontrak om te huur vir ten minste 'n jaar. Jy gaan nie noodwendig deposit betaal op utilities soos krag en water nie, maar jy gaan deposit betaal op jou huur, jou maandelikse huur en jy kry dit terug aan die einde as jy nou waai eendag. Utilities gewoonlik is partykeer 'n sekere utilities included in jou huur, ander moet jy self dit aansit, so jy betaal nie die plek 'n deposit nie. Jy gaan die stadsraad toe en jy gaan betaal daar om jou krag aan te sit en jou water aan te sit en so aan. Wat gebeur as jy 'n oogtoets nie slaag nie vir jou bestuurslisensie? Moet jy dan kort 'n brief bring van die dokter of so? Nee, as jy hier nie 'n oogtoets slaag nie, dan sê hulle vir jou, kan jy lisensie kry nie? Gaan dokter toe en kry brille of kontaklense, en dan gaan jy terug dokter toe en kry 'n bril of 'n kontaklens en kom jy terug en doen jy jou toets weer. Nou slaag jy jou oogtoets, maar jy het brille nodig om te bestuur, dan sit dit op jou lisensie. Jy het 'n O1 restriction vir oë, so jy moet brille of kontaklense dra en jy moet dit altyd dra en jou lisensie gaan nog steeds dan vir 6, 9 of 10 jaar geldig wees, soos wat dit is vir die ander mense. Gee hulle jou medies as jy kroniese medication is. So onthou as jy op kroniese medikasie is en jy kom in Amerika en jy is op die refugee program, laat weet jou caseworker, want jy gaan nie weer medies doen.
laat weet jou caseworker en die dokter daar, jy's op chroniese medication vir cholesterol of wat ook al is. En dan tydens jy die staatsmedies gaan kry terwyl jy op die program is, sal jy daai chroniese medikasie ontvang. En dan as jy op jou eie insurance gaan, wanneer jy jou eie inkomste begin maak, dan obviously gaan sien jou dokter daar met jou nuwe insurance, health insurance, dan sit hulle jou op chroniese medikasie. So, 'n Amerikaner het op 'n WhatsApp groep vir ons gesê dat jou minimum jy het 'n minimum van 40 punte om Social Security te kry. Wat toe is, dit is jou accumulated 10 jaar, 4 punte vir elke jaar, en dan so 10 jaar lang gaan dit jou vat om by die minimum van 40 punte te kom vir Social Security, en met dit gaan dit jy net $1,000, $1,090 'n maand kry. Dit is definitief nie genoeg om van te lewe op Social Security nie. Jy kan nie sê 'n huis hier of 'n kamer hier, weet 'n apartment hier vir $1,000 'n maand nie. So hoe gaan jy in die lewe bly? Onthou nie die ander ding wat bygesê moet word, wat daar ook nie bygesê het toe hy vir hulle die inligting gegee het nie. As jy onder 'n sekere inkomste is, met ander woorde, daar nie definitief, as dit al inkomstes wat jy het, gaan jy onder 'n sekere level inkomste wees, dan kwalifiseer jy vir goedkoop akkommodasie, staatsakkommodasie, goedkoop akkommodasie. En jy gaan kwalifiseer vir food stamps. So jy gaan goedkoop akkommodasie kry en food stamps wat bietjie supplement daai. So jy gaan in 'n behuisingsskema wees vir staatsbehuisingsskema waar jy in 'n apartment bly of so as jy kinders of as jy alleen is in 'n enkel kamer bly en jy gaan food stamps kry en jy kan nog steeds in die lewe bly. As jy wil iets groots doen, dan moet jy maar gaan werk vir iets. Ek was al die jare net 'n huisvrou en nou 'n pensionaris. Wat se werk sal ek kan doen? As jy sê maar jy's 65. Jy was jou hele lewe lank net 'n huisvrou. Jy het nooit niks werk gedoen by geen maatskappy of niks nie. Hier kom jy op die program hier aan. Sê vir hulle, ek was 'n huisvrou my hele lewe lank. Ek het nog nooit by enige maatskappy gewerk nie. Jy sal verbaas wees hoe baie werk hulle vir jou kan kry. Maak nie saak of jy nie skills. Hier is so baie unskilled work wat jy op the job skills leer. Hulle sit jou byvoorbeeld in 'n Walmart, gaan werk in 'n Walmart, weer 'n rakpakker. Ek seker jy weet om rakke te pak, jy het dit by jou huis gedoen. Of jy gaan werk by 'n til. Jy staan 'n til, hulle leer jou vinnig hoe om hy til te gebruik. Daar's baie werk. Jy weet, hospitality werk in 'n hotel, jy's cleaner. Werk vir 'n maatskappy wat ander mense se huise gaan skoonmaak, jy weet, tipe van ding. Daar's so baie werke wat jy kan doen. So moenie dink omdat jy moet nooit sê ek was net 'n huisvrou, wat kan ek maar doen nie. Wees positief. Jy sal verbaas wees hoe baie dinge jy kan doen. En jy sal verbaas wees nou skielik na 60 jaar of 50 jaar wat jy nooit gewerk het nie. Nou kry jy 'n job en jy kom agter jy talente wat jy nooit van geweet het nie. En jy doen baie goed, jy kan baie goed doen. So, moenie jouself neerkyk om te sê ek was maar net 'n huisvrou nie. Kyk in die positief. Daar's so baie werk wat jy kan doen en jy sal verbaas wees wat jy gaan regkry. As jy jou kop daarby sit en want hulle train jou tog vir alles, so jy gaan nie noodwendig net, jy gaan byvoorbeeld nie instap in 'n CEO van 'n besigheid word nie. Maar daar's baie ander werk aan dieselfde besigheid wat jy kan doen, wat unskilled labor is. En goed wat jy kan aanleer en nou self opwerk binne daai company en een van die dae is jy die CEO van daai company. Moet ons vir werkgewers sê ons is refugees? Jy hoef vir werkgewer niks te sê jy 'n refugee is nie. Werkgewer gaan jou vra 2 forms of ID en jou magtiging om te werk in Amerika. Jy gaan 'n dokument kry wat sê jy het permission to work in Amerika, tot jy jou green card kry, en jou 2 forms of ID, dis jou lisensie en jou social security card. Dis al wat hulle wil sien. Hulle het nie 'n koeking saak waar jy vandaan kom en hoe jy hier gekom het en sien, hulle soek net werkers. En as jy kwalifiseer vir die werk wat hulle het en jy kan vir hulle 2 forms of ID gee en vir hulle proef wys dat jy mag werk in Amerika, dat jy nie 'n illegal immigrant is nie, dan gaan hulle jou vat.
'n maakie saak waar jy vandaan kom, hoe jy lyk, wat jou kleur, wat jou gewig, wat jou woman of husband of maakie saak wat nie. Almal soek werkers. Hoe werk die tariffs? Iemand het my weer 'n vraag gevra oor die tariffs. Gaan dit 'n impak hê op die ekonomie van Amerika? Nou, jy moet mooi verstaan die tariffs. Suid-Afrika betaal byvoorbeeld 100% invoer tariffs op produkte, op sekere produkte. Hoe werk dit nou? Gaan Amerika kos vat 'n appel. 'n Appel kos $1. Jy weet, nou sit Amerika 100% tariffs. So, nou kos 'n appel $2. Nou die verbruiker hier in Amerika, ek gaan nie $2 vir 'n appel betaal nie, ek gaan na die volgende winkel toe en koop hom vir $1, wat hom van 'n ander plek af kry. So die producer in Suid-Afrika, hy weet nou as tariffs. Of hy moet sy appel 50 sent maak, sodat hy nog steeds hier kan verkoop vir $1, sodat die government die 50 sent kan vat en die verbruiker die 50 sent betaal. Of die verbruiker betaal nou $1, maar die government vat 50 sent af van die tariff. So of die verkoper absorb daai ekstra geld in daai tarief in sy om te behou, ek het nog steeds daai mark te behou. Of hy kan sê, okay, ek gaan nou die appel verkoop vir 80 sent en so die verbruiker in Amerika gaan nou $20, $30, $40 betaal vir die appel en die ander gaan nou, ekstra gaan na die government toe vir die tarief. So, hy moet opweeg, wat is die Amerikaanse verbruiker, wat sal hulle voorbetaal? Is dit nie vir hulle probleem is om ekstra 10 of 20 sent vir die appel te betaal nie, dan werk jy dit so uit en jy weet nog jy hou daai mark. As jy nie kan nie, as die Amerikaner verbruiker dit gaan jy daai mark heeltemal verloor. So wie betaal op die ou end vir daai produk, vir daai tariff? Die tariff, die verkoper, die ou wat dit wil uitvoer, hy moet al groot iets wat anders gaan hy nie kan. En die ding is dit force mense om in Amerika 'n appelboord op te sit en dan die appels hier te verkoop sonder dat jy dit hoef in te voer. So jy kan sê ja, die inkoper, die invoerder of die verbruiker in Amerika gaan meer betaal op goederes. Ja, hulle gaan meer betaal op sekere goederes, maar hulle gaan definitief nie die 100% tariff betaal nie. Ons gaan definitief nie $2 vir jou $1 appel betaal nie. Ons gaan na die volgende winkel toe wat $1 verkoop en daai appel kom van Mexico af en hulle tariff is net 20% of 10%. So wie kry swaar? Wie het die ding? Dis die verkoper, dis die uitvoerder van in hierdie geval die Suid-Afrikaner. So hy gaan of sy prys moet baie ver drop om hy tarief te cover, of 'n groot persentasie van die tarief te cover, of hy gaan vir 'n ander mark moet soek. So wat beteken dit vir ons wat hier in Amerika bly? As jy nou hier kom bly. Dit beteken jy mag sien 'n 10-15% increase op 'n prys van 'n produk, maar that's it. Jy gaan nie as jy 'n groot increase gaan sien om die 100% tarief te cover, dan eenvoudig loop jy na die volgende winkel toe en koop dit daar goedkoper. So, die impak is groter op die land wat uitvoer hier na ons toe, as wat dit op ons is, die verbruiker in Amerika. As jy nou daai konsep verstaan, as jy verstaan, hoekom maar so baie, en weet, daar's ander lande wat nou uitvoer hierna toe, hulle het nie 'n keuse nie, ons is hulle grootste mark, so hulle moet 'n plan maak om my tariffs te cover, en hulle moet dit absorb in hulle prys somewhere. Want anders verloor hulle hierdie mark, en jy 10 appels en jy kan net 5 verkoop daarvan nie. So jy gaan 5 verkoop aan China, wat nie 'n tarief teen jou het nie, teen $1, maar jy gaan ander 5 verkoop in Amerika vir 50 sent. Net solank jy steeds jou mark het, so dink bietjie daaraan. Maar that's it, dis al vir vandag. Ek sal weer binnekort praat oor die volgende vrae en antwoorde van die refugee program. Baie dankie.